Vader, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die goedheid. Dankie Here dat ons onder die genade kan leef. Wat beteken ons lewe onder die beskerming. Ons kan u lewe ervaar. Dankie dat ons die kinders kan wees, die voorreg het om die Gees gevul te wees met die Gees en daarom toegang te kan hê tot u en u wysheid en die insig en alles wat u het. Dankie daarvoor. Ek vra dat u vanoggend met elkeen van ons sal praat, dat u Gees die woord sal lewendig maak vir elkeen van ons en dat ons sal verstaan en insig sal hê oor hoe om dit toe te pas in ons eie lewens. Ek vra dit in Jesus se naam. Help ons om te sien wat ons moet sien en te hoor wat ons moet hoor. En te verstaan wat ons moet verstaan vir waar ons nou is in ons lewe. Dankie Here. Amen. Goed, die opskrif vanoggend is die pad na chaos. En die rede hoekom ek vanoggend hieroor wil praat, is omdat ek iets in die Bybel raak gesien het, ontdek het, wat ek nie voorheen geweet het nie. Die woord chaos beteken, volgens die Woordeboek, algehele wanorde en verwarring. Sê verder, dis die eienskap van 'n komplekse stelsel waarvan die gedrag so onvoorspelbaar is dat dit lukraak voorkom, random voorkom, as gevolg van groot sensitiwiteit vir klein veranderings in toestande. Ek gaan dit weer lees. Die eienskap van 'n komplekse stelsel waarvan die gedrag so onvoorspelbaar is dat dit lukraak voorkom as gevolg van groot sensitiwiteit vir klein veranderings in toestande. Of anders gestel, as jy baie sensitief is vir klein veranderings in toestande, dan beleef jy vinnig chaos in jou lewe. Dit sê ook in die Woordeboek, die vormlose materie wat veronderstel is om voor die skepping van die heelal te bestaan het. Die vormlose materie wat veronderstel is om voor die skepping van die heelal te bestaan het. So dit kom weer terug net eintlik na Genesis 1, want Genesis 1 vers 2 sê the earth was without form and void and darkness was on the face of the deep. En een van die Bybel kommentare op hierdie vers sê it was complete chaos. It lacked order. It lacked order. There was complete chaos. So die teenoorgestelde van chaos is orde. So wat het God in die begin gedoen? Hy het orde geskep. Dis wat hy gedoen het. So uit die chaos wat daar was, ons weet nie hoe dit gelyk het nie, het hy orde geskep. En ek dink hierdie is iets wat belangrik is, want wanneer God die mens maak om soos hy te wees, so ons het sy skepingsnatuur, en hy die mens opdrag gee om te gaan vermenigvuldig, om te gaan floreer, en om sy werk voort te sit, dan beteken dit dat ons gaan noodwendig chaos teekom. En dis dan ons werk om orde te skep uit hierdie chaos. So of dit nou klein goed is, soos jou huis voel chaoties nadat 'n klomp mense kom kuier het, en of dit, jy weet, is dalk het jy klein kindertjies of kleinkinders en dit voel baie keer 'n hele huis is omgekrap en dit voel, of dalk is dit sommer net jou linnekas of jou spens wat jy mekaar is. Wanneer jy orde bring, dan leef jy daar die skepingsvermoë uit. So elke keer wanneer ons orde bring in 'n plek in ons lewe waar ons chaos is,
dan leef ons daai skepingsvermoë uit. Dit kan ook 'n groot projek wees, weet of 'n langtermynprojek of 'n doelwit. Die ding is, dit begin altyd by chaos. Goed voel altyd de mekaar. En eintlik sonder dat ons weet, die heel eerste ding wat ons doen is, ons begin goed te skei. Ons skei waar daar chaos en deurmekaar, ons begin ons skei sodat ons eers orde kan skep. Ek onthou toe ek in die boubedryf was. Dis jare gelede. As ek begin het met 'n nuwe projek en ek het onder andere het ek 2 fabrieke gebou vir die persoon wat hierdie Gemini hekmotors maak. Wat nog net vandag nog steeds kan koop. Jy kry Centurion motors, jy kry jou Gemini hekmotors. Ons was einde laas jaar was ons ek en Hanley en Megan was ons by die Pretoria se boeremark gewees. En toe na die tyd wat nou daar naby Silverton is of in Silverton is en toe na die tyd toe ry ek net verby en gaan wys hulle net die 2 fabrieke wat ek gebou het. Wat hulle nog aan het daai tyd gesien, maar wat ek dink Megan nog nooit gesien het nie. En toe ons daar is en ek wys vir hulle, is nog steeds die plek waar Gemini hekmotors gemaak word. En die ou wat dit gemaak het in sy garage begin. Hy het in sy garage begin en dis waar hy hekmotors gemaak het. En toe van daar af, ek weet nie hoe hy op my afgekom of hoe ek op hom afgekom nie. En toe van daar af het hy toe nou die 2 fabrieke gebou, een fabriek vir hierdie uit en die ander fabriek bou hy die motors. Maar ek kry sulke flashbacks toe ek daar voor 'n hek staan van ek onthou hoe chaoties dit was. Die kakiebosse het so hoog gestaan soos wat ek was. en hoe ons het eers moes begin het om eintlik net alles te skei. Jy moet net eers skei. Kom ons skei net eers die bossies van die grond en kry dit op 'n hoop en ry die goed weg sodat dan mis dit eers 'n skoon stuk grond is. En dan moet jy begin skei en sê waar is die fondasies en waar word wat gebou. So of dit klein goed is en of dit groot goed is, die heel eerste iets wat ons doen is ons wil orde skep. Want dit is deel van God se natuur wat ons uitleef. Dit is as daar nie orde is nie, voel ons net sommer de mekaar. Soms is daar ook innerlike wanorde en chaos. So ons kop of ons gemoedstoestand voel vir ons net de mekaar. En ek dink wat baie kinders van die Here sukkel om te verstaan is dat ons moet die vaardighede aanleer om te weet hoe om orde te skep. As ons dit nie het nie. En selfs hoe om orde te skep in ons binnekant, en orde te skep in ons gedagtes wat baie keer chaoties voel en ons gemoedstoestand wat so de mekaar voel. So om orde te skep aan die binnekant of aan die buitekant, en of dit klein of groot is, beteken dat baie keer moet ons vaardighede, moet kennis kry en vaardighede aanleer hoe om dit te doen. Voor ek orde kan skep, moet ek eers leer hoe om dit te doen. So as jou finansies chaoties voel, dan moet jy leer hoe om orde te skep in jou finansies. En dalk begin dit om te leer net hoe met 'n spreadsheet te werk. En as jou verhoudings voel soos chaos en de mekaar, dan moet jy dalk sekere verhoudingsvaardighede aanleer en kennis kry van dinamika van verhoudings, sodat jy weet hoe om orde te skep. En so dis ons werk om te leer hoe om dit te doen. En wat baie kinders van die Here doen, is hulle bid en vertrou en vra dat die Here moet die orde kom skep. En dan voel dit en hulle aanbid vir dit en dan voel dit vir hulle, maar die Here hoor hulle nie en die Here antwoord hulle nie. En as jy nou al vir baie lank bid dat daar 'n sekere area van jou lewe orde moet kom, miskien moet jy anders begin bid. Miskien moet jy vir die Here vra, Here, wys my waar moet ek die kennis kry en waar moet ek leer en die vaardighede aanleer sodat ek kan orde skep in my lewe.
Want as jy nou al vir jare vir die Here vra om vir jou orde te skep in 'n sekere area van jou lewe en dit gebeur nie, dan dalk probeer jy jou verantwoordelikheid op die Here oorgee of aan die Here oorgee. Ons wil ons eie skepingsverantwoordelikheid wat God vir ons gegee het, want dit is hoe ons is, wil ons nou eintlik teruggooi na God toe en sê, ag kom skep U vir ons net die orde hier in ons lewe. Ek wil nie iets leer nie en ek wil nie die kennis kry nie en ek wil net eintlik gemaklik lewe. Sal U dit net asseblief kom doen? En ek dink baie kere hoekom kinders van die Here nie antwoord kry op hulle gebede is nie omdat hulle nie geloof het nie, maar is omdat hulle vir God vra om dinge te doen wat eintlik hulle veronderstel is om self te doen. Dit gaan 'n bietjie moeite kos en gaan dalk tyd en energie van jou verg om nuwe kennis en vaardighede te leer sodat jy kan orde skep in 'n area van jou lewe. So wat gebeur wanneer daar orde in ons lewe is? Of dit nou aan die buitekant is, soos my huis voel net skielik weer vir my alles is in plek, en of dit aan die binnekant is. Dit voel vir my, so, my kop voel weer helder, my gemoedstoestand voel rustig. So wat gebeur as daar orde is? Ons beleef vrede. En ons het 'n gevoel van ons is in beheer. So die oomblik as daar orde in ons lewe is, wat die teenoorgestel is van chaos, ervaar ons vrede en ons voel ons is in beheer. Beheer van ons innerlike lewe, hier binne my, beheer van my uiterlike omstandighede. En so Jesus maak hierdie stelling in Matteus 5 vers 9. Matteus 5 is die bergpredikasie en hy begin, en ek wil dit net gou, ek gaan net vers 9 lees, maar ek wil net die eerste vers lees in Matteus 5. Dit sê, ek sien by Markus nou, ek het by Matteus kom. By vers 3 sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. So, Matteus 5, wat genoem word in Engels the Beatitudes, of ek sien die opskrif hier in die Afrikaans hier, die geseëndes, wat begin by vers 3 tot by vers 11, is eintlik so trappe van vergelyking. Dis die een bou op die ander een. So wanneer ons kom by vers 9, staan daar, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou, die woord kind of kinders daar is eintlik, verkeerd vertaal. Die Engelse Bybel sê dit reg. They shall be called the sons of God. So in die Grieks onderskei hulle tussen 'n klein kindjie en 'n volwasse kind. So daar's twee verskillende woorde in die Grieks vir 'n klein kind en 'n volwasse kind. Kinders wat al my kinders is nou volwasse kinders. Hulle is nou nie meer in die huis nie, hulle is nou volwassenes, maar hulle is nog steeds my kinders. So hulle is volwasse kinders. So die woord hier, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, is eintlik want hulle sal volwasse kinders van God genoem word. Volwasse kinders van God weet hoe om konflik en chaos te hanteer. Kleinkinders weet nog nie om konflik en chaos te hanteer nie. Hulle moet nog geleer word. So kleinkinders wil eintlik net die vrede bewaar, want hulle weet nog nie hoe om vrede te maak nie. So as ek net altyd die vrede wil bewaar, tree ek nie soos 'n volwasse kind van God op nie. Want volwassenes is veronderstel om te weet hoe om vrede te bring en vrede te maak in 'n plek waar daar chaos is of waar daar konflik is. En dit beteken dat ek moet die vaardighede hê hoe om dit te kan doen. Want as ek nie die vaardighede het nie en ek weet nie hoe om dit te doen nie, dan onttrek ek van dit. En dan word ek eintlik, dan wil ek net die vrede bewaar, want ek hou nie van die onstuimigheid en die chaos wat ek in die binnekant ervaar. So
God het in die begin orde geskep uit chaos uit. God gee vir ons dieselfde vermoë om dit te doen. Ons leef dit eintlik uit in klein en groot in ons lewe, klein projekte of groot goed wat ons doen en ons moet eintlik leer hoe om dit te doen. So dit gebeur nie van self nie. Dit is iets wat geleer word. En dan kom Jesus en dan sê hy ook dat as ons volwassenheid bereik het, dan is ons vredemakers. Ons weet hoe om vrede te bring, want die oomblik as daar orde is, dan ervaar ons vrede en ons voel ons is in beheer. En so nou wil ek spring na heeltemal 'n ander onderwerp en dan sal ek hierdie twee bymekaar bring op die einde. En ek wil kyk na die storie van Saul wat die Amalekiete moes verslaan het. So ek gaan net heeltemal in 'n ander rigting en ek gaan nou terugkom na die chaos toe. En so ek wil lees 1 Samuel 15, bekende gedeelte. En die van julle wat The House of David gekyk het, sal hierdie gedeelte, en as jy nog nie gekyk het nie, ek dink dit was op Prime gewees, sal ek regtig aanbeveel dat jy dit gaan kyk. So ek gaan net gou 1 Samuel lees 15. Dit sê Samuel het vir Saul gesê: "Dis vir my wat die Here gestuur het om jou tot koning oor sy volk Israel te salf. Luister nou na die woorde van die Here. So sê die Here die Almagtige. So het die Here van die Almagtige gesê: Ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie. Hoe hy Israel teengestaan het toe hy uit Egipte getrek het. So gaan verslaan nou vir Amalek. Jy moet alles wat jy het om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigeling, bees en skaap, kameel en donkie." Dit klink verskriklik. Ek is baie bly ons lewe nie in die Ou Testamentiese tyd nie. Saul het die manskappe opgeroep en hulle by Teliam getel, 200 afdelings voetsoldate, 10 afdelings uit Juda ensovoort ensovoort. Toe het hy gegaan en daarna in vers 7 Saul het daarna die Amalekiete verslaan van Gavilla af tot waar 'n mens kom by Sir teenoor Egipte. En hy het vir koning Agag van Amalek lewend gevang, maar die hele volk om die lewe gebring. Saul en die manskappe het vir Agag gespaar, wat hy nie moes doen nie, en ook die mooiste kleinvee en beeste, die vetstes en die lammers en alles wat mooi was. So, opgetree direk teenstrydig met wat Samuel vir hom gesê het, hy moet doen. Saul hulle wou dit alles nie om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. Toe het die woord van die Here tot Samuel gekom, sê: "Ek is bedroef daaroor dat ek vir Saul koning gemaak het, want hy het van my af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie." Samuel was ontsteld en hy het die Here die hele nag om uitkoms gesmeek. En so die oggend het Samuel hom vroeg klaar gemaak om vir Samuel te ontmoet. Skiep ek 'n paar verse. Samuel het by Saul gekom en Saul het vir hom gesê: "Mag die Here u seën, ek het die opdrag van die Here uitgevoer." En Samuel vra toe: "Wat vir 'n gebler van kleinvee is daar dan in my ore? En wat van 'n gebulk van beeste wat ek hoor?" Hulle het dit van die Amalekiete afgebring, antwoord Saul. "Dit is die goed wat deur die manskappe gespaar is, vat hy nie verantwoordelikheid nie. Die mooiste kleinvee en grootvee om aan die Here u God te offer. Die res het ons van kant gemaak." Samuel sê vir Saul: "Bly stil, dat ek jou vertel wat die Here vannag vir my gesê het." En toe vertel hy vir hom wat hy gesê het. En toe sê Samuel hierdie vir Saul in vers 22 en 23. Hy sê: "Maar Samuel het geantwoord: Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel?" So, wat hy sê is, dis belangriker om gehoorsaam te wees as om al die goeie dinge te doen wat jy dink jy moet doen, maar eintlik is jy ongehoorsaam. Nee, gehoorsaamheid is beter as offerhande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery. Eie sinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery. En die woord weerspannigheid hier, hy sê weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery, is die Engelse woord vir rebellion. En so die woord sê, en ek wil net gou hierso dit reg lees uit die Engels uit. Hy sê, kyk hierso is dit, hy sê, rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry.
And so because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. So rebelsheid en hardkoppigheid gaan hand aan hand. En dis iets wat ons sien in die Bybel wat teruggaan na Numeri 16 toe. So in Numeri 16 is daar 'n klomp mense wat teen Moses en Aaron in opstand kom. En die opskrif van Numeri 16 sê the rebellion against Moses and Aaron. En so wat hier gebeur het, hier was 'n klomp ouens gewees wat die volk begin opstook het teen Moses en Aaron. En gesê het, maar wie sê hulle is die leiers? Wie sê God het hulle aangestel? Jy moet in gedagte hou dat hulle is nou al 'n paar jaar weg van uit Egipte uit. Elke dag beleef hulle hierdie woestynlewe. Hulle het 'n wolkkolom wat hulle beskerm. En in die aand is daar 'n vuurkolom wat hulle nie koud kry nie. En elke dag eet hulle presies dieselfde kos. Elke dag is dit dieselfde kos. En daar's nog nêrens 'n vooruitsig dat hulle naby die beloofde land is nie. So hier's nou 'n klomp ouens wat die volk begin opstook teen Moses en Aaron en sê maar wie sê ooit hulle is die leiers? Wie sê ooit God het hulle aangestel? So hulle raak nou van die mense in die volk raak nou omgekrap. En so wat Moses sê is, hy sê te goed, kom ons kom by mekaar en dan hoor ons nou wat is die storie. En so kom hulle by mekaar en Moses sê vir die res van die mense, hy sê hierdie ouens hier voor ons, sorg dat julle almal net wegkom van hulle. Die van julle wat by hulle wil wees, bly by hulle, maar die res van julle sorg dat julle wegkom van hulle af. Want vandag gaan daar iets gebeur wat julle nog nooit gesien het nie. Vandag gaan die aarde hulle insluk. En so wat gebeur het, daar het 'n aardbewing gekom. En die aarde het oopgeskeur en net daai families, almal wat rebels was en hardkoppig was en in opstand gekom het teen Moses en Aaron, is letterlik ingesluk. Die Bybel sê hulle het lewendig na die doderyk toe afgegaan. Dis wat gebeur het. En so ons kan sien, iets wat jy kan sien is dat die oomblik as daar rebelsheid is, dis hoekom Samuel vir Saul sê rebellion is as the sin of witchcraft. Dis soos as jy nou sonde kan sit in klein en groot, en ons weet sonde is sonde, maar ons weet sekere sonde het erger gevolge as ander sonde. Dit is net hoe dit is. So as jy sonde in klein en groot wil sit, dan dink ek witchcraft is om reguit teen God in te gaan en te sê ek wil niks met dit te doen nie, ek wil alles met die donkerte te doen nie, en dit is en nou sê God, rebelsheid is presies dieselfde as dit. En soos letterlik jy keer jou rug op my en jy sê, kom ek gaan eerder na die donkerte toe en kyk wat ek daar kan kry. En so die woord rebellion kom plus minus 31 keer voor in die Bybel, en Dawid in Psalm 95 vers 8 verwys terug na dit toe, wanneer die mense waarsku, hy sê, moenie hardkoppig wees, soos destyds by Meribba, soos die dag by Massa in die woestyn nie, waar julle voorvaders my uitgetart het. Die Engels sê, do not harden your hearts as in the rebellion. So, wat dit sê is dat as ek rebels is, het ek my hart verhard. Of as ek my hart verhard het, dan is ek eintlik rebels. Dieselfde gedeelte word weer herhaal verder in die Nuwe Testament. So dit wys eintlik hier's iets wat God sien as hierdie is regtig nie is regtig nie ons moet gewaarsku word. Want dit kom voor by Moses, dit kom voor by Saul, Dawid waarsku, en nou kom dieselfde waarskuwing in Hebreërs 3. Dit sê vanaf vers 7, luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders, toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. So is baie duidelik dat God het 'n groot issue, om het so te stel, met hardkoppigheid.
want dit wys eintlik hoe rebels jy is in jou hart. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar lank gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paai nie leer ken nie. Toe het ek in my toorn 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. So broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van sonde verhard word nie. Nou, volgens die Bybel is 'n rebel is enige iemand wat God se gesag en woord, God se gesag, sy bevele en woord, willens en wetens teenstaan, verontagsaam en ongehoorsaam is. Dit wil sê, as jy weet wat God van jou verwag en jy doen dit nie, is jy rebels. Dis die kort opsomming. As jy weet wat God van jou verwag en jy doen dit nie, dan is jy rebels. So, hier is hoe ek die Bybel verstaan op hierdie stadium van my lewe. God het ons in sy beeld geskape en hy het vir ons opdrag gegee om daardie vermoë te gebruik. En met daardie vermoëns kan ons beide goed en sleg skep. En ons sien dit van Genesis 4 tot Genesis 11, waar in die einde van Genesis 3 word Adam en Eva, gaan hulle verhouding en koneksie met God dood. Hulle gaan nie fisies dood nie, hulle verhouding en koneksie met God gaan dood. Hulle word uit die tuin uit weggejaag. En so nou lewe mense buite koneksie met God. En dan sien ons van Genesis 4 tot 11 dat hulle bou stede en hulle bou groot goed. Hulle bou die toring van Babel. En in Genesis 11 vers 6 sê God, hy sê, daar sal niks vir die mens onmoontlik wees nie. So kom ek gaan af en ek verwar hulle taal, want as hulle almal een taal praat, en met die vermoëns wat hulle het, gaan daar niks vir hulle onmoontlik wees nie. So God neem nie die skepingsvermoë weg, toe hy vir Adam en Eva uit die tuin uit buite die tuin sit nie. Dit bly steeds, so nou, ons het die vermoë om goed of sleg te kan skep. En dan so by tye roep hy mense en hy roep 'n volk, en dan wat gebeur is wanneer hulle roep, dan kom God en hy gee vir hulle bonatuurlike vermoëns om nog beter te skep wanneer sy gees op die persoon kom. Soos in die Ou Testament het die gees op 'n koning gekom, op die hoëpriester gekom en op profete gekom. En sekere mense wat God wou gehad het, moes help met die maak van die tempel en dan het God se gees op hulle gekom en by sekere tye, soos by Samson, het God se gees op hulle gekom en dan kry hulle bonatuurlike vermoëns om dinge te skep wat hulle andersins dalk baie lank sou gevat het of dalk nie sou kon doen nie. En dan die ander iets wat God doen, wat ek sien is, hy gee vir ons sy woord en hy gee vir ons beginsels. En met hierdie beginsels kan ons beter skep, ons kan meer effektief skep. En so die verantwoordelikheid om vir myself 'n beter lewe te skep, lê by my, by niemand anders nie. Want ek het sy vermoë. En dan, wanneer ek in koneksie met hom is, wanneer ek sy kind is, en ek het sy gees, en ek het sy woord en beginsels, wat hy vir my oopbreek en vir my wys, is ek veronderstel om dit nog beter te kan doen, as iemand wat nie God se gees het nie. En as iemand wat nie sy beginsels verstaan nie.
En ons leef in hierdie wonderlike tyd, wat die Nuwe Testamentiese tyd genoem word, waar sy gees nie net op sekere mense kom nie, maar almal wat sy kinders is, het toegang tot sy gees, en elkeen van ons kan meer gevul word deur sy gees. En ons sien dit in die boek van Handelinge, hoe by tye die disippels meer en meer gevul is met die Heilige Gees. Die aanvanklike uitstorting was daar gewees, en dan van daar af was hulle meer as een keer gevul met die Gees. So, nou dat ek sy Gees het, en ek sy woord het ek toegang tot God se wysheid en God se insig. En as ek toegang het tot God se wysheid en God se insig en God se beginsels, is ek dan nie veronderstel om beter te kan skep as iemand wat dit nie het nie. En dan wonder ek, hoekom sien ons dit nie? Hoekom lyk dit nie altyd, verstaan kinders van die Here dit nie? Of leef hulle met 'n mentaliteit van ons is slagoffers en ons moet net uithou en aanhou? En mense wat nie in koneksie met God is nie, en nie in verhouding met hom is nie, verrig groot goed. Hulle bou toring van Babels, om dit so te stel. So God se woord en sy beginsels is daar om my te help en nie om my in te perk nie. En miskien is dit 'n probleem. Miskien dink baie kinders van die Here, die Here wil my net inperk. Die Here wil nie hê ek moet die lekker van die lewe beleef nie. Wat ook al aan jou sienswyse oor lekker is. Asof dis nie lekker om, dis ons sondige natuur wat rebelleer teen reëls en beginsels. Maar God se woord is daar om ons te help dat dit met ons beter gaan. So veronderstel jy wil leer om golf te speel. 'n Sport wat ongelooflik baie tegniek, jy benodig vreeslik baie tegniek om dit te kan doen. Inteendeel, hulle reken om net die balletjie van die bof af te slaan met jou heel eerste hou, is daar 70 verskillende goed wat gebeur. Net om die balletjie van die bof af te slaan. En so die rede hoekom iemand anders die balletjie beter slaan as jy, is omdat hulle een of meer van daai 70 goed beter doen as jy. Dis hoekom hulle doen. So kom ons sien hierdie 70 goed wat jy moet doen om die balletjie so goed soos 'n professionele persoon te kan slaan. Kom ons sien dit as 70 reëls, in aanhalingstekens reëls. Ek bedoel dit is hoe jy staan, hoe jy stok vashou, hoe jou greep is, hoe jy jou voete plaas, hoe jy terugswaai, wanneer jy jou gewrigte knak, hoe jy linkerarm moet hou, wat jy met jou regterarm moet doen, hoe jy moet afswaai, hoe jy jou gewig moet verplaas, hoe jy jou kop moet hou, hoe jy moet deurswaai. Alles is deel van daai 70 goed wat jy moet reg doen. 70 in aanhalingstekens reëls waarby jy moet hou om die balletjie die verste en die beste te kan slaan. Veronderstel jy sê, ag, jy weet hierdie manier van slaan, dis sommer nonsens. Ek sal slaan so wat ek wil. Niemand gaan vir my sê hoe moet ek slaan? Hoe moet ek die stok vashou? En ek sal 10 teen 1 die bal nou en dan raak slaan. En die bal sal heel moontlik in klomp rigtings ingaan. En ek sal nie naaste by die afstand kry as wat ek kan kry wanneer ek by hierdie 70 en aanhalingstekens 70 reëls hou. So mens kan sê ek is rebels en hardkoppig want ek wil nie die 70 reëls leer nie. Alhoewel dit bewys is dat as jy dit daarby hou, dan kan jy die beste uit dit uitkry. Jy kan die beste hou slaan. En so die reëls, hierdie 70 reëls, in aanhalingstekens 70 reëls, is nie om my in te perk nie, alhoewel dit baie moeilik is om daardie reëls in te oefen en toe te pas. Dit verg dissipline en dit verg
ek moet consistent wees en ek moet dit aanhoudend doen en ek moet dit oor en oor en oor en oor oefen totdat dit deel word van my. So aanvanklik is dit regtig moeilik en ek voel, hoekom moet ek dit doen? Maar ek moet opweeg tussen die moeilik van om die reëls te leer en in te oefen of om die chaos te beleef dat as ek golf speel. Watter een is vir my minder lekker? Want nie een van die twee is lekker nie. Is nie lekker om te oefen nie en is nie lekker om al die goed te leer nie, maar is nog minder lekker om die bal nie raak te slaan nie en die bal die hele wêreld vol te slaan as ek wil golf speel. So die reëls is daar sodat ek die beste golfervaring kan hê. En dis dieselfde met God se reëls en God se beginsels. Dit is nie om jou in te perk nie, dit is sodat jy die beste skepingservaring kan hê. Dit is sodat jy die beste lewe kan hê. Alhoewel dit moeilik is om dit aanvanklik te doen en toe te pas en in te oefen. Is dit daar sodat ek die beste ervaring op hierdie aarde kan hê en die beste kan maak met dit wat God vir my gegee het. En nou kom ek terug by die begin waar God orde uit chaos geskep het. En soms skep ons chaos in ons lewe sonder dat ons dit weet. Hoe doen ons dit? In die oorspronklike Hebreëse taal, toe die woorde nog in prentjies geskryf is, die woord rebel is die woord marat. Ek weet nie of ek dit reg uitspel nie. Marat, nie. Maar daai woord het uit 3 prentjies bestaan. Die eerste woord is mem, wat 'n betekenis het van of water of chaos. Die tweede woord is resh, wat of 'n kop of 'n persoon verteenwoordig het. En die derde was dalet, en dalet het beteken 'n deur of 'n pad. En wanneer hierdie 3 prentjies saamgevoeg is, het jy die woord marat gekry, en afhangende van die konteks, het dit een van 2 goed beteken. Dis die bitterpad, soos die water wat bitter was, die bitterpad wat iemand stap, wat 'n persoon stap, of die pad na chaos. Wat is die betekenis van die woord rebel? Is die bitterpad wat gestap word, of die pad na chaos? Voel nou om soos Dawid te sê, Sela. Kom ons sit net so 'n bietjie en dink net dat dit net insink. Die bitterpad wat ons stap, of die pad na chaos. As ek nie by die reëls hou, as ek sê, ek gaan nou nie hierdie reëls, ek wil graag golf speel, dit lyk so lekker, ek hoor almal hou daarvan, en ek sien dit lyk so lekker, en ek wil dit leer, maar ek is nie bereid om die ongemak te beleef van om die reëls in te oefen van hoe om 'n bal te slaan nie, gaan dit vir my 'n bitter pad wees en gaan my golf lyk soos 'n pad na chaos. So wanneer jy weet wat om te doen en jy doen dit nie, kies jy vir jouself die bitter pad. Sit jy jouself op die pad na chaos. In my meer as 25 jaar in die bediening het ek met honderde, en ek wil nie sê duisende nie, want dalk oordryf ek, met honderde kinders van die Here al gepraat en agtergekom dat dis asof party kinders van die Here regtig probeer om hulle self uit God se beginsels uit te debatteer en te sê, maar hoekom dit nie op my van toepassing is nie. Hoekom dit nie op my lewe of my kind se lewe van toepassing is nie. En ons probeer regtig slim dink. Dis is om te sê, weet jy wat, hierdie manier van bal slaan wat jy doen, dis nie op my van toepassing nie. Ek is
baie spesiaal. Ek hoef nie by hierdie reëls te hou nie. En so hulle probeer hulle self uitredeneer uit. Ek het oor die afgelope paar jaar met 'n paar besigheidsmanne, kinders van die Here al gepraat en in verhouding met hulle en gewerk en ek is 'n paar weke terug weer by een gewees en ja, hy kan nie verstaan hoekom is daar by tye sulke chaos in sy lewe nie. En elke keer as hy net dink hy's op die punt van 'n deurbraak, dan gebeur dit nie. Net as hy dink hierdie is dit, dan gebeur vreemde goed wat net nie lyk of hy aan die gang kom nie, maar in dieselfde asem wil hy my heeltyd oortuig dat om jou eerste vrugte te gee en om te saai en te maai is nie meer beginsels wat vandag op ons van toepassing is nie. Dis nie. Hy probeer regtig baie hard om my te oortuig dat daai beginsels is nie meer van toepassing nie. Alhoewel eerste vrugte begin van Genesis 4 af regdeur tot in Openbaring sien ons die hele beginsel van eerste vrugte en wat en die seën wat ons ervaar wanneer ons eerste vrugte aan God gee en dit wat ons saai sal ons maai en dan tot en met hierdie week wat ek hierdie by my wat ek hierdie ontdek het, verstaan ek nou hoekom blyk sy lewe soos tye van chaos. Want as ek myself probeer uitredeneer uit God se beginsels uit en ek probeer slim wees, dan kies ek vir myself 'n bitter pad. Hy kies dit nie vir my nie. Dis nie asof God daar staan met 'n stok en hy slaan my en hy straf my nie. Want hy's 'n God van genade. Ek kies dit. So baie keer probeer ons 'n loophole vind in God se woord en God se beginsels. So asof dit gaan nie op my van toepassing wees nie. Soms het ons onsself al so oortuig dat ons sien nie eers meer raak hoe ons eie hart verhard het en hoe ons rebels geraak het nie. Maar ons lewe wys en ons ervaar die bitter pad wat ons stap en ons ervaar chaos in ons lewe. Soms het ons sy gees nodig om vir ons uit te wys. Waar is dit wat hy van ons verwag wat ons nie doen nie? Wat hy lankal vir ons gesê het en met ons gepraat het en ons doen dit nie. En die rede hoekom ons dit nie doen nie, dis moeilik om dit te doen. Dis nie altyd maklik om te doen wat die Here van ons verwag nie. Dis nie maklik om gehoorsaam te wees nie. Dis net so moeilik soos om te leer om golf te speel. Golf kan vreeslik lekker wees as jy die tegniek bemeester het. As jy gehou het by die reëls om dit te leer hoe om te speel. Soos enige ander sport, soos enigiets ander wat ons doen. Die oomblik as jy dit bemeester het, wat aanvanklik moeilik is, raak dit vir jou baie lekker. En so gehoorsaamheid en dit wat God van ons verwag is nie altyd lekker nie. En is soms baie moeilik. En is iets wat ingeoefen moet word. Maar die rede hoekom dit daar is sodat ons 'n beter lewe kan hê op hierdie aarde. Is sodat met ons beter kan gaan as wat dit tans met ons gaan. En ek dink as dit vir jou voel dat daar's chaos in jou lewe en dit voel vir jou jy loop 'n bitter pad. Dan miskien en jy verstaan nie hoekom nie. Miskien moet jy die Here vra om jou te wys. Wat is dit wat hy lankal vir jou gewys het? Wat jy net nie doen nie. Wat jy slim was in jou eie oë. En jy dink dit is nie nodig vir my om dit te doen nie. Hoekom gaan dit met daai mense so goed en hulle doen dit nie? Hoekom gaan dit met daai mense so en so want hulle doen dit nie? Want jou lewe het niks met daai mense te doen nie. Dit is tussen jou en die Here en wat die Here van jou verwag.
Ek glo dat God wil God se begeerte vir elke van ons is om vir onsself die beste lewe te kan skep op hierdie aarde. Dat dit met ons goed moet gaan. Ek glo meer as 100% dat God wil hê dit moet met ons almal baie goed gaan. En hy het uit ons lewe met daai skepingsnatuur van hom en hy het vir ons sy gees gegee en ons het toegang tot hom en sy wysheid en sy insig en hy het vir ons sy woord gegee en sy gees kan vir ons die woord oopbreek en gee vir ons die antwoorde wat ons nodig het. En wanneer ons daarby hou en dit inoefen en dit beoefen, dan kan ons dan is ons veronderstel om 'n baie goeie lewe te kan leef. Soos Jesus sê in Johannes 10 vers 10, dan kan ons 'n lewe leef in oorvloed. En ek dink nie God straf ons nie. Ek dink regtig nie God straf ons nie. Ek dink ons kies self ons bitter pad en ons kies self die pad na chaos. God self ons beginsels in plek. En daai beginsels werk vir ons of dit werk teen ons. En is my verantwoordelikheid om uit te vind, want ek het sy gees en ek het sy woord. Here, wys my, wat is die beginsels wat ek moet toepas? Wys my wat is die kennis en die vaardighede wat ek moet hê. En die Here sal vir jou wys. Wys my waar is ek rebels en het ek al my hart verhard. En miskien was dit oor 'n goed in jou lewe gebeur het wat jy nie verstaan het nie. Want soms gebeur die lewe en dan gebeur slegte goed met goeie mense. Dan gebeur slegte goed met kinders van die Here. En ons verstaan dit nie altyd nie. En soms in sulke tye dan verhard ons hart en ons sê ag, hierdie beginsels van God en hierdie lewe wat daar volgens die Bybel sê werk nie, want kyk wat gebeur met my. En as ek dit doen, dan kies ek letterlik my eie bitter pad. In plaas daarvan om vir die Here te sê ek verstaan nie hoekom hierdie goed gebeur nie en as ek nodig het om te genees, dan help my om die genesing te kry en wys my waar moet ek gaan en wys my wat is die beginsels wat ek moet toepas en wat is die woord wat ek moet volg en wat moet ek inoefen in my lewe sodat dit met my goed kan gaan. Die Here wil hê dit moet met ons goed gaan. Ek dink nie hy wil hê dit moet ons swaar gaan nie. Die swaar wat ons beleef is dalk net wanneer ons moet inoefen om gehoorsaam te wees, inoefen om sy woord te doen. Dis dalk wat ons as swaar beleef. Maar die rede is nie om ons in te perk nie. Die rede is sodat ons 'n goeie lewe kan hê. Ek kan mos nie gaan en dan gaan speel ek golf die dag en dan sê ek ag Here help my tog net dat ek vandag goeie golf speel, maar ek wil nie leer hoe om goed te speel nie. Ek is hardkoppig en rebels om te wil leer om goed te speel, maar aan die een kant vra ek vir die Here, ag Here asseblief help my tog net dat ek goed speel. Dit werk mos nie so nie. En tog doen ons dit in ons lewens. Tog wil ons hê ons wil hê die Here moet ons beskerm en moet ons help en moet ons seën, maar ek wil nie my deel gaan doen nie. En so rebelsheid en hardkoppigheid is 'n bitter pad om te loop. Dis die pad na chaos. En so as jy voel daar's 'n area in jou lewe waar jy voel hierdie is 'n bitter pad of miskien voel jy hier voel is chaos. Kom ons vra die Here dat hy ons wys. Is dit iets wat is daar net chaos in my lewe want ek moet gaan orde skep? Soos enige nuwe iets waar ek begin, enige doelwit wat ek moet gaan orde skep? Of is daar vaardighede wat ek moet aanleer en kennis wat ek moet hê
hoe om die orde te skep, hoe om 'n vredemaker te wees, hoe om konflik te hanteer, hoe om orde in my finansies te kry, of het ek wetend die pad gekies na chaos, want ek het probeer om 'n loophole te kry in sy beginsels, in sy woord, en gedink ek is slimmer as sy woord, en slimmer as sy beginsels, en dis nie meer van toepassing op my nie, en so ek probeer dit op 'n manier omseil, maar soos wat ek dit probeer omseil, want dit is moeilik om dit te doen, so het ek eintlik my eie pad na chaos gekies. En nou moet ons vra dat die Here ons deur sy gees sal wys, en ons oë sal oopmaak, en sal herinner, aan wat is dit wat ons moet doen, en waarna is dit waarna ons gehoorsaam moet, wat is die woord waarna ons gehoorsaam moet wees. Amen. Vader, ek wil vanoggend vra, dat as ons chaos beleef in ons lewe, dat U vir ons die onderskeiding sal gee oor hoekom is daar chaos. Is dit maar net die chaos is daar want ons begin met iets nuuts, ons het 'n droom en 'n doelwit en ons wil iets bereik, en dis maar net die pad wat ons moet stap, wat ons moet orde skep uit hierdie chaos uit, totdat éventueel dit realiseer en ons daarby uitkom? Of is die chaos daar in ons lewe want ons het die verantwoordelikheid aan U oorgegee en ons verwag van U om ons te help en orde te bring in ons lewe, maar eintlik is dit ons verantwoordelikheid. Eintlik is dit my verantwoordelikheid om die kennis te kry en die vaardighede te ontwikkel om orde te skep in hierdie area van my lewe. Of is daar chaos in my lewe want ek het dalk lank terug my hart verhard, en lank terug het ek probeer slim wees en gedink die woord is nie van toepassing op my nie, of dis nie nodig om dit te volg nie, of hierdie beginsel is nie, ek is slimmer as U beginsels. Het ek dalk onwetend die pad na chaos gekies en die bitterpad wat ek loop, omdat ek my hart verhard het en rebels was? En Here, dis net deur U Gees wat U vir ons hierdie kan uitwys. Ons sukkel om goed te verstaan. Ons het nie altyd daai insig nie. En ons sien nie ons eie foute raak nie. Ons sien dit nie raak nie. Soos Dawid sê in Psalm 19, ons sien dit net nie raak nie. En so my gebed is dat U vanoggend vir ons sal wys, dat U vir ons daai onderskeidingsvermoë sal gee, dat U vir ons die insig sal gee, dat U vir ons die antwoorde sal gee oor hoekom is dit die chaos. En as dit die tweede rede is, dat ons met nuwe kennis kry en vaardighede leer, dan vra ek dat U ons sal lei. Lei ons na die plekke en die mense en die boeke en waar ook al wat ons dan op die regte plek die opleiding sal kry, die hulp sal kry, die ondersteuning sal kry om hierdie vaardighede aan te leer, sodat ons kan orde skep in ons lewe, in die area van ons lewe waar ons nodig het. En as dit dan is dat ons hierdie pad gekies het, hierdie bitterpad uit ons eie gekies het, dan vra ek dat U ook deur die Gees ons sal oortuig, ons harte weer sal sag maak, sodat ons om vergifnis kan vra. En dat U ons ook sal help om die woord te kan toepas en te kan inoefen waar dit nodig is om dit te doen in ons lewe. So ek vra in vandag en in die volgende paar dae in hierdie week, Here, dat U deur die Gees en deur die woord met elkeen van ons sal praat. In Jesus se naam. Amen. So mag die liefde van God en die genade van die Here Jesus en die gemeenskap met die Heilige Gees met jou wees in hierdie week. Hoop jy het 'n wonderlike Sondag. Amen.